Ek sien in die laaste tyd baie veranderinge raak. Dis dalk nie omrede dit ewe skielik meer is as 'n jaar of 2 gelede nie. Dis miskien dalk net omdat ek meer attent daarop is of omdat daar meer veranderinge naby aan my is. Ek sien mense gaan op pensioen hier in ons gemeente. Hulle trek die Nysville toe en Harties toe en See toe en al sulke goeters. Ek sien mense wat soos Kryk wat in die Kongo gaan werk, maandag, môre vlieg hulle oor. Daar's veranderinge. Ek sien mense wat 28 jaar in Rustenburg gebly het, wat binnekort gaan verhuis. Ons van Grenen familie. Daar's soveel veranderinge. Ek sien mense wat vir 'n klap gery het en dan môre sien ek hom met 'n ander patch op sy rug. Ek sien mense wat patches op hulle rug gehad het wat dit nie het nie. Daar's soveel veranderinge wat elke dag om ons gebeur en wat ons sien. En daarom glo ek die Here het dit op my hart gelê om oor veranderinge te praat vandag. Ek en jy lewe in 'n samelewing wat konstant besig is om te verander. Niemand van ons, nie een van ons, word lewensveranderinge gespaar nie. Baie van die veranderinge word deur onsself veroorsaak. Ons maak die besluite, ons maak die keuse om 'n verandering te maak. En dan sal baie veranderinge wat deur eksterne faktore beïnvloed word. Goeters waar ons geen beheer het nie. So daar's beheerde veranderinge en dan is daar veranderinge in ons lewe wat onbeheerd is. Ek en jy kan besluit om van werk te verander. Ons kan besluit om van kerk te verander. Ek sien mense wat hier was, wat nou in 'n ander gemeente is. Ek sien mense wat in ander gemeentes was, wat nou skielik hierso is. Ek het so 'n paar Sondae terug, was hier 'n klompie mense wat kerk gesoek het. Hulle het gekies om te verander, om iets anders te gaan doen, om ergens anders heen te beweeg. Ons kies om vir 'n ander klub te gaan ry. Aan die ander kant is daar daai skielike afbetaling by die werk. Jy kom in die oggend in en hulle sê vir jou, sorry frikkie, ons het nie meer vir jou werk nie, ons gee vir jou kennis, 'n maand of 2, 3. Dalk is dit nie 'n afbetaling wat skielik verandering bring nie, dalk is dit 'n siekte. Piet vir wie ons net nou gebid het, gaan in vir 'n rugoperasie en onder operasie kry 'n beroerte. Die rugoperasie is 100% suksesvol. Maar hy is in die bed, vasgekluister oor 'n beroerte. In 'n oomblik is daar 'n verandering in sy lewe wat hy nie beheer oor het nie. In 'n oomblik kry hy daai oproep om te sê, ek is jammer om vir jou te sê, maar Koos of Gert of wie ook al is oorlede. In 'n oomblik verander jou lewe en is daar iets anderste, iets nuut. Of verandering beplan of onbepland is, daar's altyd baie emosies en baie gedagtes wat saam met dit is. Soos onder andere onsekerheid en vrees wat saam met dit loop. As hulle vir jou sê ons gaan afbetaal. Ek onthou die tyd toe ek op die myn gewerk het en daar begin net 'n roemer van afbetalings. Dan sien jy al klaar verloor jy jou kar en jy verloor die en jy verloor daai en is al hierdie goeders wat hier deur jou kop begin hardloop van dit wat ek gaan verloor. En hierdie vrese begin jou te pak. Skielik is daar 'n pyn hier in jou linkerkant van jou arm en hierdie vrees oorweldig jou. Wat is dit? Wat gaan vorentoe? Wat gebeur? Met elke verandering kom daar sekere onsekerhede. Wanneer ek van skool verander, waar is die skoolkinders hierso? Steek gou 'n bietjie op julle hande. Ag, hoorie, van julle weet nou, van julle, ja, steek op julle hande man, het julle vergeet julle is in die skool. Ja. Skielik moet ek van skool verander. Want ons is nou klaar met laerskool, ons gaan hoërskool toe. En daar's hierdie wat gaan daar gebeur? Gaan ek dit kan handle? Ons verander van kerke. Ek dink aan die ouens wat op pensioen gegaan het. Hoe sukkel hulle om kerke te kry?
Want hulle sê, daar is niemand soos julle nie. Hierdie uncaged familie is net iets anders. Hulle sukkel om kerk te kry. Dis daai onsekerheid van, gaan hierdie kerk vir my die regte dinge vertel? Gaan ek die regte goeders hier hoor? Gaan ek hier groei? Gaan ek nader aan die Here beweeg wanneer ek in hierdie gemeente is? Dis al hierdie vrese en onsekerhede. Vriende, ons vriendekringe verander. Want skielik trek ons vriende uit die dorp uit. Nou moet ons ander pelle soek. En pelle is moeilik. Of ons kom tot bekering en skielik verloor ons al ons vriende en ons moet nuwe vriende kry. Want ek vloek nie meer so lekker saam nie, my grappies is nie meer so lekker skurf nie en ek gee nie meer gratis dop as die ouens by my kom kuier nie. So nou wil hy vir my kuier nie. Dan vra hulle vir jou, wanneer begin jy weer drink dat ons kan kuier? Ek gaan nie weer begin drink nie. Dan moet ek ander vriende soek. Daai onsekerheid oor wat ek gaan kry, wie ek gaan kry. Gaan ek 'n pad met hierdie mense kan stap? Gaan hulle vir my seer maak? 'n Mens wonder maar altyd, hoe sal die nuwe wees? Hoe gaan my nuwe werk wees? Hoe gaan my nuwe vriendekring wees? Hoe gaan my nuwe kerk wees? Hoe gaan dit op universiteit wees? Hoe gaan dit in die hoërskool wees? Hoe gaan dit by my nuwe werk wees? Verandering veroorsaak onsekerheid en onsekerheid veroorsaak baie keer in ons 'n vrees vir die onbekende. Soos met enige sondige gedagte, bestaan die gevaar dat 'n mens naderhand heeltemal hysteries oor die toekoms kan raak. Indien jy net die slegte en die negatiewe dinge sien in hierdie verandering, gaan dit jou later so consume, dis al wat jy ervaar, dis al wat jy sien, en dit begin vir jou opvreed, dis soos kanker van binnekant, want jy dink oor alles wat kan skeef gaan, jy oordink alles, en hoe meer jy dink en hoe meer hierdie goeters jou beheer, kan jy nie anderste as om angstig te word nie. En dit vreet jou op hier in die binnekant en jy loop soos 'n grombeer rond. En niemand moet net naby jou kom of enigiets sê nie, want jy soos 'n landmyn wat 'n plek soek om te ontplof. Enige oomblik kan jy afgaan. Maar dit is nie die manier waarop ek en jy as gelowiges die toekoms moet ingaan nie. Ons leer in die Bybel dat 'n gelowige se toekoms nooit maar nooit onseker is nie. Selfs al lyk dinge vir ons hopeloos en pikdonker. 'n Kind van die Here se sekerheid lê daarin dat God in al die omstandighede daar is. In elke omstandigheid in jou lewe, elke tree is God daar. In 'n veranderde wêreld het ons een konstante en is God drie-enig. Dis net God. Selfs mense wat ons vertrou, mense wat ons dink, ons ken, verander. Hoeveel keer het ons al gehoor, hoeveel keer het dit al by jou mond uitgekom, ek het gedink ek het vir Kosie geken, maar, skielik trap Kosie my, skielik loop Kosie weg met my kar of my vrou of met iets. Ek het gedink ek het vir Kosie geken. Hoeveel mense het jou al seer gemaak? Mense wat naby aan jou was, familie, vriende, jou man, jou vrou, jou kinders, jou ouers. Baie keer onwetend en baie keer onbewustelik. In laasweek het ons so 'n bietjie gesels eendag, ek weet nie waar dit was nie, dat ons is nou ek, my huis. Ons is die laaste geslag wat sonder TV's gebore is. En ons huise was daar nie TV's toe ons gebore is nie. Ons is die laaste geslag wat nog tikkiebokse ken. JD, weet jy wat 'n tikkieboks? Kyk daar. Ons is die laaste geslag wat gedraade telefone gehad het. Nee? Want jy moes daai lang extensions gekry vir as jy 'n bietjie wil ronddra in die huis, nee. Ja, jy het gewoonlik net daar in die gang gelê, want meeste het ons in die gang gestaan. So het maar daar langs hom gelê en daar was 'n stoeltjie en 'n spesiale tafeltjie gewees, nee. Die tegnologie het al so baie verander.
Van daai tyd was daar miskien een TV in 'n hele blok van huise gewees, of in 'n hele straat. Vandag is daar 3, 4, 5 TV's in 'n huis. En daar's een in die sitkamer, daar's een in die TV-kamer, daar's een in die kombuis, daar's een in elke slaapkamer. Daar was een gekoorde telefoon in 'n huis. Vandag is daar 3, 4, 5 selfone in 'n huis. Party mense loop met meer as een foon rond. Kan jy dit glo? Hoe manage jy dit? Wie van julle loop met meer as een foon rond? Daar's een. Joe! Hierdie een is al klaar vir my te veel. Van kennis en wêreldspektrum boeke. Wie van julle het van daai boeke gehad? Ons het, ja. My ma het vir ons sulke mooi rooi kennisboeke gekoop daai tyd. So daai tyd was daar kennis en wêreldspektrum boeke gewees. Vandag is daar Google, ChatGPT en al hierdie ander forme van AI wat jy in 'n oomblik enigiets kan vertel. Van hoe om scramble eiers te maak tot hoe om 'n space shuttle te bou, nee. Alles kan jy leer en sien vandag met die tegnologie. Maar saam met die tegnologie kom daar ook baie onsekerheid. Want is dit wat ek sien die waarheid? Is hierdie nuusberig wat ek sien, is dit werklik so? Want daar is so baie fopnuus, nee. Verskriklik. Wat van die prentjies wat ek sien? Hierdie AI gegenereerde prentjies, daar is soveel van dit. Is dit reg? Is dit leuns waarmee ons besig is? Of wat is dit wat aangaan? Jare terug het mense gesê, daar's net een ding waarvan jy seker kan wees, en dit is die dood wat vir almal kom. Hulle het eintlik gesê dood en belasting, né? Maar hulle het gesê, jy kan seker wees van die dood wat vir almal kom. Maar tog is daarin ook 'n leuen. Want in die Bybel lees ons van 2 mense wat lewend hemel toe is. Né? Julle onthou vir Henog, wat so 'n noue wandel met die Here gehad het, en Elia, 'n stormwind en 'n wa van vuur het hom opgevat in die hemel in. So selfs van die dood is dit nie. Maar ek wil julle vandag herinner dat daar een ding is waarvan ons seker kan wees, en dit is dat die Here wie ons aanbid nooit ooit sal verander nie. Nooit nie. Ons bely op grond van die Bybelse inhoud dat hy verskeie karaktereienskappe het en dat onveranderlikheid een van hierdie eienskappe van God is. Ons lees dit Psalm 89, Maleagi 3 vers 6. Ek gaan vir ons lees Psalm 89, 'n paar verse daaruit. Hierin lees ons hoe dat die Here se getrouheid teenoor gelowiges vir ewig geld. Wees soos die Here se opskrif, 'n gedig van Ethan die Esragiet. Ek wil altyd sing van die goedheid van die Here. Ek wil geslag na geslag sy getrouheid bekend maak. Ek het gesê, u troue liefde sal vir altyd duur. U getrouheid is so standvastig soos die hemel. U het gesê, ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het 'n eed afgelê vir Dawid my dienaar, en dit is vir my en vir jou ook as die Here se dienaar. Hy het 'n eed met elkeen van ons ook. Ek sal jou nageslag vir altyd as konings vestig en jou troon bou van geslag tot geslag. Vers 21. Ek het my diensknegt Dawid gevind. Met heilige olie het ek hom gesalf. Met my hand sal ek hom ondersteun en met my arm sal ek hom sterk maak. Vyande sal hom nie onderwerp nie. Goddeloses sal hom nie verdruk nie. Ek sal sy vyande voor hom verpletter en sy haters verslaan. My troue liefde sal met hom wees en deur my naam sal hy oorwin. Ek sal vir altyd aan hom my trou betoon, my verbond met hom vas laat staan. Hoor jy? Ek sal vir altyd aan hom my trou betoon, my verbond met hom vas laat staan. Ek sal 'n opvolger vir altyd bepaal. Sy troon sal wees sonder einde, solank as wat die hemel bestaan. Meer as sy seuns, maar as sy seuns my gebooie nalat en nie in my weë wandel nie, ekskuus. As hulle nie my bepalings navolg, nie my bevele gehoorsaam nie, dan sal ek hulle eie sinnigheid straf, hulle oortredings swaar bestraf. Maar my liefde vir hom sal nooit ophou nie, hoor. Al doen die kinders dit, die Here sê my liefde vir jou sal nooit ophou nie, en my trou aan hom sal ek nie wegneem nie.
vir my en vir jou, hou die Here aan met sy trou. Ek sal my verbond nie verbreek nie, en wat ek beloof het nie verander nie. Ek het by my heiligheid 'n eed afgelê, en my belofte aan Dawid sal ek nie verbreek nie. Sy nakomelinge sal altyd daar wees, en sy troon sal blywend wees, soos die son. Dit wat God aan ons beloof wanneer ons 'n verbond met hom sluit, sal vir ewig bly staan. Dit sal vir ewig vas wees. Ek het al baie gepraat daaroor, en as ek huwelike doen, die van julle wat ek getrou het, ons praat altyd van 'n verbond. Daar is niks meer bindend as 'n verbond nie. Dis nie 'n kontrak nie, dis nie 'n ooreenkoms nie. 'n Verbond is heilig, want ons sluit dit met 'n heilige God. Nou sluit ons hierdie verbond, en die Here kom met al hierdie beloftes. Wanneer ek en jy tot hom kom en ons sê, Here, hier's ek, vat my, ek gee alles vir U. Sluit ek en jy 'n verbond met hom. En hy kom en hy sê, ek sal altyd daar wees vir jou. Ek sal altyd met jou hierdie pad stap. My oog sal altyd op jou wees. Maar wat maak ek en jy as mens? Ons verbreek die verbond. Want ons begin heilig en ons sê, Here, ek gee vir U alles. En as dit nie lank nie, dan wat? Dan begin ons in sonde verval. Dan val ons hierdie kant toe. Ons kom en ons sê, Here, ek neem U aan. Here, ek gaan deur die doopbad, laat almal kan sien, ek het U gevolg. Maar dit wat uit my mond uitkom, is nog steeds vuil. Dis nog steeds lelik wat uit my mond uitkom. Ek verander nie my maniere nie. Die Here sê, wanneer ek en jy hom opreg aangeneem het, gaan ek en jy 'n omdraai in ons lewe maak. Ons weë gaan verander. Maar hoeveel mense neem die Here aan, hulle gaan deur die doopbad, maar hulle bly presies dieselfde. Wat 'n verbond het jy gesluit met 'n heilige God? Dis 'n heilige God wat ek en jy aanbid. Ons kan hom nie aanbid op ons voorwaardes nie. As hy sê, wees heilig want ek is heilig, dan beteken dit vir my en vir jou, wees heilig want God is heilig. Hou op om grappies te maak en speletjies te speel rondom jou geloof. Dis 'n ernstige ding wat ek en jy moet doen. Ons moet besef, wie is God? Hy's heilig. Maar ons doen al hierdie Christen rituele. En dis al wat dit is 'n ritueel. Waar's daai besnyding in jou hart? Waar's daai opregtheid in jou hart om te sê, Here, werklik, ek gee vir U alles. Hier's my alles. Maar ons ketting net aan op ons ou manier. Maar ek is gedoop. Mense, besef net vanoggend die erns van 'n wandel saam met God. Jy kan nie aangaan soos jy aangegaan het nie. Jy moet verander. Jy moet. Ons aanbid 'n heilige God. En ons aanbid hom op sy voorwaardes, nie onsse nie. Indien God elke dag sy getrouheid fisies aan ons bewys, waarom twyfel ons dan so maklik? Elke dag kom die son op en elke aand gaan dit onder. Elke dag is ons bewus van God se konstante betrokkenheid in die ganse heelal. Ons sien sy hand, ons sien hom beweeg. Ons sien hoe hy mense se lewens aanraak, ons sien hoe hy genesing bring. Ons sien in die natuur, ervaar ons die Here, ons sien hom, ons weet hy's daar. Maar baie keer dan wonder ons, of weet hy van ons probleme? Is die Here ooit bewus van hierdie onsekerheid wat hier binne my kriewel oor hierdie nuwe hoofstuk wat in my lewe voorlê? Sien hy dan nie hoe senuweeagtig ek is nie oor dit wat vir my voorlê nie? Sien die Here my nie? God sien jou raak. Hy sien jou raak. Hy is alsiende, hy's alomteenwoordig en hy's bewus van die onsekerheid en die vrees wat jy oor die toekoms het. Hy weet dit. Boetjie, julle wat trek, wat een van die dae wat dinge voorlê, maatjie. Die Here weet. Hy sien. Die van julle wat dalk 'n werk verloor het onlangs, wat van werk moet verander, wat van skool moet verander, wat ook al. Die Here sien. Die Here weet. In 2 Kronieke 16:9 lees ons, van die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Deur Christus het hy medelee met ons swakhede, en weet hy dat ons soms die toekoms vrees. Hy weet dit, omdat ek en jy nie weet
hoe dit daar gaan wees nie. Maar onthou, ons Skepper kan nie net in die toekoms sien nie. Hy kan nie net daar sien nie, nee, hy's reeds daar. Hy's reeds in die toekoms, ook vir my en vir jou. Omrede daar so baie besluite is, wat ons self neem, het die Here vir ons nog aardse hulp en leiding ook gegee, oor hoe ek en jy moet besluite neem van die toekoms, vir die toekoms. Ek sien amper elke dag mense wat op hulle eie besluite neem, en ongelukkig pluk hulle die suurvrugte van daai besluite. Ons is oorhaastig, ons neem besluite op die ingewing van die oomblik. Dis makliker om 'n goeie besluit te neem as om die slegte besluite ongedaan te maak. Jesus se begeerte en plan vir ons is om te floreer vir my en vir jou. Een van ons kragtigste gawes is die vermoë om besluite te kan neem. Ek en jy moet die vaardighede ontwikkel om goeie lewens te kan maak en om die slegte te kan vermy. Want sonder dit kan ek en jy nie oorvloedige lewens lei nie. Ons kan nie, as ons verkeerde besluite neem nie. Nou ek wil gou iets met julle deel oor Christelike besluitneming. Ons het maandag aand het ons die talente en die gawes kursus klaargemaak en ek het so vinnig genoem van die 5 C's van besluitneming. En Janine het my so in die nek gedruk en gesê, ek soek dit, waar is dit? En ek moes dit gou eers gaan soek, nee, want ek het dit vergeet. En toe is daar nie 5 C's nie, daar is toe nou eintlik 7 C's. Okay. Die eerste een is communication. Dit sluit in praat en luister na God. Prayer and reading scripture are the primary ways to seek God direction. Alle skrif word deur God gegee en is nuttig vir onderrig, vir teregwysing en korreksie en vir opvoeding in geregtigheid. 1 Timoteus 3:16. Die Bybel is die wêreld se beste bron om besluite te neem. Nie daai ou kennisboeke wat jy gehad het of die wêreldspektrum boeke nie. Die Bybel is die beste bron om wysheid te kry. Om die skrifte te deursoek wat is nou deesdae makliker want daar's gratis aanlyn hulpmiddels. As jy gaan kyk die Bible app, is daar klaar klompie goeters wat jy kan uittrek, dan kry jy programme soos eSword waar jy commentaries kan kry en al sulke goeters wat jy kan bylees in sekere tekste. So om die Bybel te lees en om te soek in die woord is waar al die antwoorde is vir my en vir jou. Amper elke dag neem ek en jy finansiële besluite. Maar is jy bewus daarvan dat in die Bybel is daar meer as 2000 verse oor geld? Nee? So dink jy die Bybel leer ons iets van geld? Definitief, want daar's voorskrifte soos om nie oneerlike transaksies te doen nie om lenings te mede onderteken nie saam met iemand anders vir lewens te teken nie. Daar's verse wat praat oor vrygewigheid, daar's verse wat praat oor gierigheid, oor hartprobleme, ons hartsgesindheid en dan waarskuwings oor die gevare van skuld. So in die woord het ons al hierdie antwoorde. Ons moet dit net lees en ondersoek. Nou saam met dit loop die volgende C is 'n compelling spirit, 'n oortuigende gees. Ek en jy glo dat God vandag nog met ons praat. Ons hoef dit nie deur 'n menslike tussenganger te hoor nie. Efesiërs 2 vers 18 sê vir ons, want deur hom het ons toegang tot die Vader, deur een gees, deur gebed, vas en skriftuurlike meditasie, lei God ons dikwels na die besluite wat ek en jy moet neem. Ek en jy moet woord lees, ons moet dit oordink, ons moet bid, ons moet vir die Here vra, Here, openbaar hierdie vir my, Here, wys vir my, Here, leer vir my uit hierdie gedeelte uit wat ek moet leer. Dan is daar ook baie in die skrif kreatiewe maniere waarop God met ons praat. Soms deur gesonde verstand praat die Here met ons en dis die volgende C, common sense en wysheid wat deur studie en ervaring verkry word. Dikwels natuurlik of bonatuurlik in ons omgewing gebeur daar toevallighede, coincidences is die volgende C, drome en visioene. Common sense, dit beteken as iets te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik. As baie mense wat geld belê het by ou Louis, hulle het alles verloor. Daar's mense wat geld belê het by ander mense in die dorp, dis weg. Is te goed om waar te wees, nê? Common sense,
Gebruik jou gesonde verstand wat die Here vir jou gegee het. Dan is daar coincidence, circumstances, toevalligheid of omstandighede. En dit is hierdie oop en die toemaak van deure. Hierdie deur maak toe, hierdie deur gaan oop, hierdie ene gaan toe. Julle ken waarvan ek praat. Maar hierdie is 'n gevaarlike ene. Hierdie is 'n baie gevaarlike ene. En al die ander moet in plek wees voordat jy op hierdie ene werk. Moenie net op hierdie ene alleen werk nie. Want onthou, die duiwel gee ook skuld. Baie mense sê, ek het aansoek gedoen vir 'n nuwe kar en die Here was genadig vir my gewees, hy het my finansiering goedgekeur. Nee, die duiwel doen dit ook. Want hy weet, want jy daar gesit en uitwerk, as ek 3 sigarette minder rook elke dag en spaar ek 'n pakkie in 'n week, so ek kan daar so R20 spaar, en as ek 2 biere minder drink en ek eet dalk net 'n 200 gram rampsteak en nie 300 gram rampsteak nie, en dan werk jy daai budget uit en dan sê jy, ja, okay, ek het R2.500 'n maand ekstra, ek kan 'n kar bekostig. Nee, jy kan hom nie bekostig nie. Want as jy met raap en skraap om dit bymekaar te sit, kan jy dit nie bekostig nie. En wat gaan die duiwel doen? Die duiwel gaan kom en hy gaan vir jou die finansiering goedkeur. En jy gaan sê, yes, my finansiering is goedgekeur, en dan kyk jy daai premie en sien jy, okay, dis 2.8, maar ek kan seker daai R300 ook ergens inwerk. Nog 'n fout. En jy het nie gedink aan die versekering nie. Skielik kom die versekering by. En jy het nie besef hierdie ding is 'n gas gobbler nie. Waar jy ou chorrie vir jou 20 kg op 'n liter gee, het gee hierdie ene 5,3 kg op 'n liter soos 'n Ranger bakkie, en dan wat doen jy dan? Dan verloor jy jou kar, jy verloor jou skuld, jy verloor, hoeveel goed gaan jy verloor? So pas op, oop en toemaak van deure moet saam met die ander goeters loop, want die duiwel wil jou ook kom besteel. Die 5de een is composition, struktuur, dis 'n mengsel, 'n komposisie. Dit gaan oor jou talente en jou gawes. Is dit in lyn met wat jy doen? Iemand soos Frank is 'n man wat met eisters kan werk. Hy kan met eisters toer. Hy kan enige ding uit staal uitbou. Nou skielik gaan daar 'n werk oop hier by een van die boekhouers in die dorp en Frank sê, nee, ek gaan 'n boekhouer word. Dit gaan nie werk nie. Dis nie vir Frank nie. Sy talent en sy gawe is om in staal te werk. Nie om sommetjies te maak nie. So, belangrik, val dit in. Dit wat jy wil doen, dit waartoe jy wil gaan, pas dit in by die gawes wat die Here vir jou gegee het. Nommer 6, convictions, oortuigings. Wat glo jy? Wat is jou oortuigings? Wat is jou geloofsoortuigings? Daar sal nooit iets, die Here sal nooit iets doen wat teen jou beginsels is nie. As jy ry na 'n valle sak geld uit 'n cash van uit, wat gaan jy doen? Nou dink julle almal kwaai, nê? En ek sien party van julle dink, yes, daar gaan al my probleme is opgelos, is uitgesort. Nee, jou oortuiging sê, ons gee dit terug aan die eienaar. Dis wat ons doen. Okay, so dit is die volgende ene, is convictions, jou oortuigings. Dan nommer 7 is 'n bitter belangrike ene, Council of Saints. Dis die raad van heiliges. Dit was vroeër jare baie moeilik om geld te leen. Vandag het banke, kredietkaartverskaffers dit maklik gemaak. Hulle pes jou elke dag. Wie nie nog 'n bietjie geld leen nie, wie nie nog 'n bietjie vat hier by my nie. En hulle probeer jou druk om massiewe skuld aan te gaan. Hulle versoek ons deur emosionele advertensies en dan wil ek en jy wysheid ignoreer want joh, hy nuwe Ford is darem maar mooi nê. Het jy daai nuwe Mustang gesien, daai dakos? Joh. En nou kom hulle en hulle sê maar hierso man, kom leen die geld. Maar dit is nooit so maklik om dit terug te betaal nie. Net so is dit moeilik om verhoudings waarin ons beland het te herstel. In plaas daarvan om dit vooraf behoorlik te ondersoek. Ons gaan net in 'n verhouding in. Want ek is eensaam. Ag, die eensaamheid oorweldig my so verskriklik. Ek gryp na elke tweede Piet wat hier by my verbykom vir 'n bietjie aandag. Ondersoek dit behoorlik. Dit is belangrik. Ongelukkig neem ons dikwels emosionele besluite of gebaseer of op eksterne druk, maar ons hoef dit nie alleen en op ons eie krag te doen nie.
Daar's soveel mense wat besluite alleen maak. Daar's baie mense om jou te adviseer op wie jy kan steun. Ek het in die jare wat ek by die gemeente hier betrokke is, hoeveel mense gesien wat verkeerde besluite gemaak het? Nie een nie. Baie. Party mense kom en sê, pastoor, bid saam met my. Ek voel hierdie ding. En dan môre kom jy, nee, het dit klaar gedoen. Sê ek, okay, maar wow, waar het ons gebid? Waar het ons gebid? Waar het ons by die Here se voete gesit en seker gemaak, dit is dit. As baie mense wat jou kan adviseer. Die manne, partykeer moet ek en jy bietjie nederig raak. En net raad vra. Ons probeer soveel keer ons eie ding doen. Ons maak soveel keer foute, want ons wil nie vra nie. Spreuke 15:22 gee vir ons wyse raad. Planne misluk weens gebrek aan raad, maar met baie raadgewers slaag hulle. Voordat jy 'n kontrak teken, 'n belangrike verhouding aangaan of 'n loopbaanverandering maak, praat nederig met verskeie wyse en godvreesende mense. Mense wat hulle huise goed bestuur, mense wat jy kan sien, weet waarvan hy praat. As jy wil geld belê, gaan jy dit belê by 'n ou wat so uitmekaar hou val datsinnery, wat sy tyres glad is? Gaan jy hom kies as 'n finansiële adviseur? Nee, want hy kan nie sy eie geld reg bestuur nie. Jy gaan iemand soek wat jy kan sien, weet hoe om met geld te werk. Nou dieselfde met geestelike dinge. Vra iemand wat jy kan sien is standvastig in sy geloof. Nie iemand wat Sondag in die kerk is en van Maandag tot Saterdag lewe hy soos 'n wat ook al nie. In jou kring is dit goed om volwasse Christelike vriende en ouderlinge, sowel as professionele persone te kan hê. Ken iemand wat weet om met geld te werk. Ken iemand wat regshulp vir jou kan gee. Maak seker jy het kontakte met mense wat jy kan vertrou wat vir jou goeie raad kan gee. Dis belangrik. Belangrik in die kerk. Maak seker jy trek jou vriende in, mense om jou, om saam met jou te bid en om te help om besluite te maak. Dan is daar nog eenetjie, 8, kontrol, beheer. Dit is om alles vir die Here te gee en om hom met alles te vertrou. Om al die beheer vir die Here te gee en te sê, Here, ek vertrou U. Here, ek vertrou U met alles. Hier is alles. Wat is die 2 grootste probleme tot goeie besluite neem? Die 2 grootste probleme. Google en oorhaastigheid. Want vir alles gaan ons nou Google toe. Want ons vriende is te stadig. Ons vra vir Google. Ons is te oorhaastig. Al leef ek en jy in onsekere tye, kan ons ten minste van een ding seker wees. En dit is dat God drie-enig ons toekoms in sy almagtige hand hou. So seker as wat die son op en onder gaan, net so seker sal die Here en sy woord nooit verander nie. Hy staan vas tot in ewigheid. En daarom moet ons nooit bang en bekommerd oor die toekoms wees nie. Hou eerder vas aan Christus se woorde net voor sy hemelvaart. Onthou julle wat het hy gesê daar Matteus 28:20? En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Onthou, God is met jou elke oomblik van elke dag. Vertrou hom net daarvoor. Amen. Baie dankie Here dat U getrou is in die woord, dat U altyd teenwoordig is in ons lewens. En dankie Here vir myself was hierdie net weer vanoggend 'n eye-opener, Here, net om weer te besef, ek hardloop so weg met besluite. Ek ken nie mense om my, of ek vra nie vir mense om my te help om te bid nie. Ek wag nie op 'n antwoord van U nie, Here. As dit begin ongemaklik voel hier binne, want dit vat te lank, dan neem ons sommer net besluite. Maar help vir ons, Here, ons het gehoor vanoggend. Help vir ons, Here, om rustig te wees wanneer ons besluite neem, om hierdie 7 of 8 punte te volg wanneer ons besluite neem, Here, sodat ons lewens van oorvloed, van vervulling en van vreugde kan hê, Here. Here, help vir ons met die verkeerde besluite wat ons gemaak het,
om deur dit te kom, om lesse te leer wat ons moet leer en om daardeur ook sterker te word en dan ook in volkome oorwinning te lewe. Aan U Here kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. As die musikante gou vorentoe kom kry, kom gou vorentoe ook asseblief.